In Jesus Christus se naam groet ek jou. Hierdie is jou vriend, jou broer in die Here Jesus Christus, Koert Jordaan. Dankie vir die voorreg om weer eens vanoggend saam met jou te kan kuier. 'n Splinternuwe dag. Gister is verby, ons sal hom nooit ooit weer kan oor hê nie, maar hierdie is die dag wat deur ons God se hand gemaak is. En ons gaan dat die Bybel die praatwerk doen, my liewe broer en suster. Baie welkom. Ek wil vandag oor 'n baie sensitiewe saak gesels. Iets wat ek glo in my hart, wat ons almal raak. Of jy 'n ouer is, en of jy 'n kind is, broer, suster, ma, pa, skoonfamilies, ons almal weet hoe vinnig en hoe weet 'n mens sien dit nie altyd kom nie, wat daar so vinnig kan ongemak in 'n familie ontstaan, in 'n huisgesin. Ek dink almal van ons kan boekdele skryf en elkeen van ons het 'n T-shirt in die kas, maak nie saak van watter rigting jy kyk jy, of dit in die gesin gebeur met kinders, met ouers, selfs skoonfamilies, skoonsusters, swaars, vriende, vriendinne, werkskollegas. Kyk, ek glo ons almal kan boeke skryf, veral as dit kom by familietwis. Maar ek wil dit nie vandag lank maak nie. Dit wat die Here op my hart lê, gaan ek laat die Bybel vandag die praatwerk doen. En glo my, so hard as wat dit klink, is dit alles skriftuurlik. Daar is tye, veral in die Bybel ook, Ou Testament, Nuwe Testament, wat daar twis gekom het tussen familielede, tussen broers en tussen susters en ouers en skoonouers en skoonfamilies. En vandag gaan ons laat die Bybel die praatwerk doen. So ja, as daar partykeer 'n tipe van 'n ongemak is in die familie, ons weet op die einde van die dag het Jesus vir ons geleer hoe belangrik vergifnis is, Matteus 6, 14, 15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Maar die belangrikste van alles is om tekenbord toe te gaan en selfondersoek te gaan doen en gaan kyk, is jy onskuldig of is jy skuldig? Want jy moet na die tafel toe gaan en deur Jesus se skoene, in Jesus se skoene moet jy deur, of sal ek sê deur God se oë na die hele situasie kyk. En jy moet weet, as jy verkeerd is, en as jy verkeerd is, moet jy die regte ding kan doen. Ons kan nie nagmaal gebruik, ons kan nie onsself Christene noem, as ons nie die wil en wee van ons broer en koning, verlosser en saligmaker, ons rolmodel, Jesus Christus kan volg. Ons moet dit kan uitleef, ons moet kyk na onsself. En as ons verantwoordelik is, as ons die skade maak, as ons skuldig is, as ons vermoedelikheid gesoek het, as ons verantwoordelik is vir die ongemak wat daar is, moet jy as kind van die Here kan praat. Net hoogmoed, eie ek of trots kan dit terughou, wanneer die eie ek in beheer is, en al wat Satan doen, hy gooi net meer hout en petrol op die vuur, het ek vandag vir jou sê, ek sê dit ook altyd in my leerstellings, daar's dit een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself. Maar kom ons kyk bietjie wat die Bybel vir ons leer. Kom ons kyk eerstens na die Ou Testament vandag. Ek wil vir julle bewyse gee in God se woord, dat 'n hegte familieband nie vir God belangrik is nie. Ek gaan dit weer sê, bewyse in God se woord, dat 'n hegte familieband nie vir God belangrik is nie. Hoor mooi, en die bewyse dit wat ek uit my mond uit sê, moet ek mos natuurlik kan met die woord van God staaf en bevestig. En die skrif wat die Here vir my gegee het om vandag met jou te deel, is Genesis 12 vers 1 tot 3. Hoor mooi wat die Here vir Abraham gesê. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. So ja, slegte goed gebeur soms met goeie mense ook. Ek kan myself indink, dit was 'n groot skok vir Abraham, maar vir hom was gehoorsaamheid belangriker as offers, en hy het submit en gebuig onder die gesag van God, en hy het gedoen wat die Here gesê het, en alles werk uit op die einde van die dag, ten goeie vir die wat vir God lief is, en volgens sy besluit geroep is, natuurlik. Bewyse in God se woord van familietwis. Ek gaan so 2, 3, 4 bewyse gee met skrifte, net om vir julle te wys in die Ou Testament was dit normaal as familielede teen mekaar vashardloop en wanneer daar ongemak en twis en na die tafel toe kom. Is nooit lekker nie, 'n mens vra nie altyd daarvoor nie, maar dit gaan oor
Ons moet minder word en God moet meer word deur ons. En as ons toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk op die einde van die dag doen, dan sal die wat verkeerd is, die wat skuldig is en onskuldig is, geopenbaar word. Op die einde van die dag, 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. En dis baie belangrik, dis waar die stem van die Heilige Gees 'n kritieke rol speel. Dis waar die kaf van die koring geskei word. Ek het dit al soveel keer in my 12 jaar van bedieningswerk vir die Here gesien. Almal is Christen, almal steek hulle hand op en almal is op pad hemel toe. Maar hulle kan nie verskille tussen mekaar uitgesorteer, omdat die een groter trots is as die ander een. Niemand wil hulle foute raak sien nie. Niemand wil kyk na hulle self en verantwoordelikheid vat vir die skade wat hulle maak. Ek het dit al soveel keer in my eie lewe, my eie bediening ook gesien. Maar net tyd sal leer, en op die einde van die dag het God 'n doel en 'n rede en 'n plan met alles. Maar kom ek gee die eerste bewys van familietwis in die Bybel. En die eerste ene was Sarah en Hagar wat die Here vir my gegee het. Net om so 'n bietjie bewyse te gee. Genesis 21 vers 8 tot 13. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sarah, die seun van Hagar, die Egiptiese slavin van Abraham, in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sarah vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Nog 'n bewys van familietwis. Esau het baie kommer na sy ouers toe gebring. Jakob, Esau, maar hier verwys die voorbeeld wat die Here gee is Esau wat baie kommer na sy ouers toe gebring het. Net so baie van ons jong kinders kommer na hulle ouers toe bring, seun of dogter. Kyk na hierdie skrif wat die Here vir my gee. Genesis 26 vers 34 en 35. Toe Esau 40 was, het hy getrou met Jehudit, dogter van Beeri, 'n Hetiet, en met Basemat, dogter van Elon, 'n Hetiet. Hulle het baie kommer in Isak en Rebekka se lewe gebring. So ja, Esau het die verkeerde rigting gevolg, met 'n klomp heidense vrouens gaan trou, en die lewe vir ou Isak en Rebekka ondraaglik gemaak, en baie kommer na die tafel toe gebring. Dis maar wat hierdie skrif en wat die Here op my hart kom lê het. Dan nog 'n bewys van familietwis was tussen Jakob en Esau, Genesis 27 vers 36, en dan lees ek ook vers 41 tot 46, spit jou ore, hoor die woord van die Here. Esau het geantwoord, hy word tereg Jakob genoem, hy het my nou al 2 keer bedrieg, hy het my reg as eersgeborene gevat, en nou het hy my seun gevat. Toe vra Esau, het pa nie nog 'n seun vir my ook nie? Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa oor hom aan hom gegee het. En Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer Esau is op wraak uit, hy wil jou vermoor. Luister my seun, vlug Haran toe, na my broer Laban toe, en bly 'n ruk by hom tot jou broer se woede oor is. As hy by oor jou gesak het en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Jakob vlug, Rebekka het vir Isak gesê, ek is nou siek en sat van hierdie Hetitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met Hetitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf. So dit was duidelik, hulle het vir haar kopsere gegee, haar skoondogters. Dan gaan ons verder aan. As ons kyk na Jakob ook, selfs Jakob, nog 'n voorbeeld, selfs Jakob het onder slegte omstandighede saam met sy skoonfamilie, sy skoonpa gewerk. Hoor hierso, hierdie is die voorbeelde wat uit my mond uitkom, moet ek mos kan slaaf en bevestig met die Bybel vanoggend. Genesis 31 vers 38 tot 44 en dan ook 49 tot 53.
Dis nou 20 jaar dat ek by u was. U skaapooie en u bokooie het gereeld gelam, en ek het nie u skaapramme geslag nie. Wat deur wilde diere verskeer is, het ek nie na u toe gebring nie, ek moes dit vervang. Wat oordag of in die nag gesteel is, het u van my geëis. Per dag sê die hitte my verrinne weer en snags die koue. Ek kon nie slaap nie. Dis nou 20 jaar dat ek in u huis is. 14 jaar het ek vir u gewerk, vir u 2 dogters en 6 vir die kleinvee uit u trop. En u het my betaling kort verander. As die God van my voorvaders, die God van Abraham, die beskermer van Isak, nie by my was nie, sou u my met leë hande weggestuur het. Maar God het gesien hoe swaar ek gekry het en hoe hard ek gewerk het, en hy het verlede nag in my guns uitspraak gelewer. Laban het vir Jakob geantwoord, dit is my dogters en my kinders en my kleinvee. Alles wat jy hier sien is myne. Waarom sou ek vandag my dogters of die kinders wat deur hulle in die wêreld gebring is, iets aandoen? Kom ons maak liewer 'n ooreenkoms, laat daar 'n getuienis wees om ons daaraan te herinner. Duidelik was daar groot kopstampe tussen Jakob en sy skoonpa, die skoonfamilie. Dinge het nie lekker daar gegaan nie. Dan natuurlik die laaste voorbeeld wat ek met julle deel uit die Ou Testament, bewyse van familietwis is Josef en sy broers, Genesis 37 vers 17 tot 20. Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor, hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar sê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in die put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. So dit was baie duidelik dat tussen Josef en sy broer was daar ook 'n klomp kopstampe en hulle was afgunstig en jaloers op hom en in hulle oë was hy in die pad gewees. So ja, dit is baie duidelik in die Ou Testament dat familieprobleme en ructions en al daai goedjies was daar, en ek kan op baie voorbeelde gee, maar ek sal hier stop. Dis wat die Here vir my gegee het. Dan wil die Here hê ek moet dit omswaai na die Nuwe Testament toe. Kom ons kyk bietjie na die Nuwe Testament. Ek gaan gou praat dat ek dit nie te lank maak nie. God sê in sy woord, luister baie mooi, kyk nou gaan ons geestelik na alles kyk. Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n tyd, dis Jesus Christus wat hier praat, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees, dis die Heilige Gees, in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Jesus se waarskuwing aan almal van ons toe hy op hierdie aarde gestap het. Hy was self mens op aarde, God wat mens geword het op aarde, en hy ken jou drome, hy ken jou verwagtinge, jou beplanninge, hy weet alles van die mens, omdat hy self op aarde ook gestap het, maar terwyl hy op aarde gestap het, het hy vermaanings en waarskuwings vir ons almal kom gee, en ek deel daai vermaanings met julle. Die eerste skrif, Matteus 10 vers 34 en 6 tot 36, moenie dink dat ek, dis Jesus, gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom Jesus dit vir ons gegee het. Dan gee die Here nog 'n skrif, Lukas 12, 51 tot 53. Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. Ekskuus tog. Matteus 13 vers 57. Jesus sê vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring. My liewe broer, suster,
Hierdie is absoluut waarheid. En weet julle hoekom? Hoekom hierdie tipe aanvalle? Hoekom het Jesus Christus dit vir ons geleer? Want Satan kan ons geestelik deur enige persoon aanval. Jou pa, jou ma, broer, suster, man, vrou, kind, vriend, vriendin, neef, niggie, kennis, werkgewer, werknemer en jou medelandsgenote onder wit, bruin en swart. Jy sien, alles gaan oor gees. Jy moet alles in gees kan evalueer, deur God se oë na alles kyk. Dan sal jy sien daar, jy kry goeie wit mense, kry slegte wit mense. Jy kry goeie bruin mense, kry slegte bruin mense. Jy kry goeie swart mense, kry slegte swart mense. En jy moet met wysheid kan praat en optree. Jy moet kan bid dat die Here jou sal seën met onderskeiding van gees, sodat jy die regte vyand, die ware vyand in gees sal sien vir wie en wat hy is. En dis hoekom Jesus vir jou kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. So kort en kragtig sê ek eintlik vir jou, dat nie alle wit mense is jou broer in die Here Jesus Christus nie. Nie alle swart mense is jou broer in die Here Jesus Christus. Nie almal wat Afrikaans praat is jou broer in die Here Jesus Christus nie. Maar Jesus gee vir jou die antwoord. Wie is jou moeders? Wie is jou broers? Wie is jou susters? Wie is jou familie in die Here Jesus Christus? Hier kom die antwoord. Matteus 12, 46 tot 50. Terwyl Jesus nog besig was, sien dit in jou geestesoog, om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, u moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê het, wie is my moeder en wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elke wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Almal wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die skrif, volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, kort en kragtig opgesom, my liewe broer en suster. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As een dit lei ons almal saam. So ja, kort en kragtig, om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus natuurlik aan die hoof staan. Ek wil afsluit wat ek vandag vir julle sê, my liewe broer en suster, daar's baie mense hier buite wat my ook nie goedgesind is nie. Mense wat my sleg sê, mense wat my bespot, mense wat my beskinder, selfs haat hier buite vir my, selfs my familie, my huisgesin. Mense wat hulle eie gevolgtrekkings en opinies oor ons maak en oor my maak. Maar ek bid tot die Here en ek pleit by die Here, vergewe hulle God wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Here weet waar die geestelike deure van sondes in hulle lewe oop, of dit deur hulle self of hulle bloedlyne kom, en of dit net pleinweg deur God toegestaan en toegelaat is wat Satan dit aangevra het. Maar ons weet dat God altyd die laaste sê het en hy veg vir ons en hy dra ons belange op die hart. Maar baie belangrik, hy is lief vir ons. Jy sien my liewe broer en suster, as jy deur God se oë kyk, kan jy die vyand sien vir wie en wat hy is en hoe hy aanval. Maak nie saak of hy deur wit, bruin of swart, man, vrou of kind, en of hy deur wat se persoon ook al aanval nie. Jy kan die vyand sien vir wie en wat hy werklik is. En as jy die gordyne agter die situasie en realiteit ooptrek, dan sit ou Satan en sy hele bose okkulte, sy hele bose sirkus agter alles, wat hy twise verdeeldheid tussen geliefdes bring. En partykeer moet jy net gaan luister wat die stem van die Heilige Gees sê. Ek sê altyd, stil bly is ook 'n antwoord. Daar's 'n tyd om te praat, daar's 'n tyd om terug te staan. En dit alles in die hand van God te gee en vas te staan op die skrif, Eksodus 14 vers 13 en 14, wat die Here kort en kragtig daar sê, soos jy die vyand vandag daar sien, so sal jy hom nooit weer sien nie, want ek veg vir jou. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8, by ons is meer as by hulle is menslike mag, by ons is die Here God wat veg vir ons. En dit wil ek wil vandag vir sê, daar's 'n tyd om te praat, daar's 'n tyd om stil te bly. En dit waar die kaf word van die koningskap met die stem van die Heilige Gees, wat jy luister na die Here, wat jy, soos Johannes 3:30 sê, jy word minder en God moet meer word deur jou. Want daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself. Wat ek vir julle sê, in my 12 jaar van bedieningswerk vir die Here, het ek dit telke male gesien, hoe Christene, never mind familielede, broers en susters en familie en skoonfamilies, mense wat hulle self Christen noem, wat hulle hande opsteek, wat vir almal vertel hoe hulle op pad hemel toe, hoe hulle op die einde van die dag soos hond en kat, soos Kain en Abel met mekaar beklei.
En wie op die einde van die dag is dit die eie ek wat die praatwerk doen en nie God nie. Sy Heilige Gees moet in die handkas bly. Maar daar waar jy beklei en meneer en bewees en ja, weet, dis nou net jy en God moet nou maar eer wag. Daar waar jy jou eie verantwoordelikheid vat, daar waar jy meneer probeer speel, al wat Satan doen, hy gooi dit meer hout en petrol op die vuur. Dis al wat hy doen en op die einde van die dag lag hy almal uit. Dat ek vandag vir jou sê, daar waar 'n mens stil raak en toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk doen, is dit absoluut wonderlik hoe die Here geregtigheid en regverdigheid, hoe hy dit na die tafel te bring, omdat God sien, hoor en weet alles, niks is vir hom verborge nie. Maar ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord te bring, 'n fantastiese woord, in 'n leerskool vir ieder en elk van julle. Dat ons kan sien in die Ou Testament was daar ook my uitdagings en familie wat teen mekaar vasgehardloop het, en so sal ons dit ook in die Nuwe Testament, maar meer geestelik, dat ek vandag vir jou sê, jy moet geestelik na alles kan kyk en alles evalueer, dan sal jy weet waarom te praat, dan sal jy ook weet waarom terug te staan en stil te bly. Die Here sal jou lei as jy na die stem van die Heilige Gees luister. Onthou, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel, om die boek vol te maak. Dankie my liewe broer, suster, om hierdie woord vandag na die tafel toe te bring. Vader, ek eer U vir die woorde wat U so skoon op my lippe kom lê het. Ja, Here, ek kan nie weet waar hulle is nie, en hulle kan nie weet waar ek is nie. Maar dankie vir die voorreg om hierdie woord van wysheid uit die skatkamer van U, van my hart, Here, te kan sit op die tafel, Here, op 'n skinkbord te kan bring. En ek eer U daarvoor vir die voorreg om ook in hulle lewens te bou en hoe kan ek sê, 'n bytel in hulle lewens te kan wees. Here, ek bid dat U hierdie saad sal vashou, Here, sal behoed, bewaar en beskerm. En dat U kunsmisse water al daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dis die idee, dis hoekom ons dit doen, Here, want ons wil groei, ons wil nie stagneer nie. Ons wil nie melk drink in ons geloof, ons wil vleis eet in ons geloof, ons wil groei, Here. Ons wil reuse wees in hierdie geestesrealm. Maar die belangrikste van alles, ons wil geestelik oop wees, Here. Ons wil wakker wees, ons wil die ware vyand agter alles kan sien, vir wie en wat hy werklik is. En hoe ons weet, hy kan nie net geestelik aanval nie, maar hy kan ook vleeslik deur mense aanval. Help ons om met wysheid te praat en op te tree. Seën ons met die nodige onderskeiding van gees. Ja, Here, dat ons sal groei en die ware vyand agter alles sal sien, vir wie en wat hy werklik is. Ons prys U. Dankie ook vir Jesus, vir die opoffering aan die kruis, en vir die geleentheid, die kans wat hy vir elkeen van ons gee om nader aan U te kom. Ons prys U daarvoor, aan U God en Koning, kom al die lof en eer toe. En baie dankie, Here, dat U ook altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.